Ons verwelkom almal by Homebase. Ons is weer hierso met 'n Bybelstudie oor die geloofslesse wat ons kan leer uit die boek Josua en ook van hom as persoon en waar die Here hom gebruik as instrument om sy volk te lei. En vandag kyk ons na die hoogste lojaliteit in aanbidding. Eerste dinge kom eerste. Wat is ons prioriteite? En voor Rebecca die eerste teks lees, kom ons bid eers saam. Dierbare Vader, dankie dat ons u woord het. Terwyl ons u woord oopmaak en daarin lees, verhelder ons verstand. Laat die Heilige Gees ons 'n begrip gee van ewige beginsels en waarhede, dat ons meer en meer soos Jesus sal dink. Amen. Lees vir ons Matteus 6 vers 33, so 'n bekende teks. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En iemand mag nou vra, wat het dit met Josua te doen in die Nuwe Testament? Maar ons gaan kyk na ons prioriteite vandag. Wanneer daar gevaar is dit belangrik dat ons Jesus eerste stel. En ek kan dalk net iets noem wat ek gelees het as jong mens destyds. Dit het heel moontlik daar, soos hulle in Amerika sê, the prairies, op die Hoofveld gedeelte van Amerika plaasgevind. Daar was 'n plaashuis, hulle noem dit natuurlik 'n ranch, en die ma was besig in die kombuis en by die venster uit het haar kinders buite gespeel. En die twee kleutertjies was nog maar klein. En hulle toe moeg geraak vir die onmiddellike omgewing en hulle deur die draad geklim en hulle is verder die land in. Maar dit was die kamp waar 'n bil gewy het. En die bil is nie baie lief vir mense nie. En toe sy deur die venster kyk, toe is die kinders besig om weg te hardloop en die bil is agterna en sy weet, dit gaan 1 of 2 van haar kinders se dood beteken. En sy is onmiddellik natuurlik hysteries, sy kan nie betyds daar uitkom nie, sy kan maar net kyk wat gebeur. En die kindertjies het goeie gewoontes geleer in die huis om te bid wanneer hulle in die moeilikheid kom. En toe hulle omkyk en sien die bil is nou te naby, toe sê die een, ek weet nie of die seentjie of die dogtertjie was nie, maar die een sê vir die ander een, let's pray. En die tweeetjies kniel toe neer daar in die veld, die weikamp, en hulle kniel neer om te bid. En die bil stop, en hy draai om, en hy begin gras eet in 'n ander rigting. Dit is waaroor vandag se les of Bybelstudie gaan. Josua 5 vers 1, asseblief Rebecca. En toe al die konings van die Amorite, wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel. Nou die bygelowige Kanaaniete se knieë het jelly geword, toe hulle hoor dat die Here, 'n God waarvan hulle goed weet, maar wat hulle nie dien nie, dat hy intree vir Israel. Hulle was goed benoud. En in die fotootjie daar kan jy sien hoe Israel daar trek deur die Jordaan. Toe hulle dit hoor, toe besef hulle dat hulle gode is nie eers die papier werd waarop het geskrywe is van hulle nie. Toewyding. Daai woordjie toewyding. God kom eerste. Wanneer laas het u verbondsverhouding met God hernie?
die stryd behoort nie aan my nie, die stryd behoort aan hom. En as ons dan Matteus 6:33 lees, dan begin dit sin maak. Nou trek hulle deur die Jordaan. Nou bevind hierdie groot menigte mense hulle in vyandsland. En al die volk het gehoor wat gebeur het. Hulle kan nou saamspan, hulle militêre mag saam sit en hulle kan daai groep mense aanval. Dis al hoop wat hulle het. Hulle kan nie een aanval. So al die nasies van Kanaan kan nou die Amoriete, die Girgasiete, die Jebusiete, almal kan saam staan. En nou word die volk besny. Lees vir ons Josua 5 vers 2. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. En dit is die rede dat Josua hulle besny het. Die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe, op hulle trek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede, maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte het hulle nie besny nie. Met ander woorde, al die soldate het van alles geweet wat plaasgevind het, maar hulle was nie op 'n spesiale wyse aan God toegewy nie. En nou het hierdie seremonie plaasgevind, wat hulle spesiaal aan God verbind het, waar hulle bewus sal wees, dat God hulle lei, en geen menslike krag uit hulle eie vir hulle oorwinning kan bring nie. Vers 6. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het dat hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie. 'n land wat oorloop van melk en honing, maar in hulle plek het hy hul seuns gestel. Die het Josua besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. So hierdie spesiale seremonie, dit is militêre onkunde, sou militêre leiers sê. Want nou kan enige vyand hulle oorval. Maar God het ander planne. Hy wil die lojaliteit van sy kinders hê. Hulle wil hê hulle moet hom eerste stel, dan tree hy vir hulle in. In Josua 5 vers 10. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand, in die vlaktes van Jerigo. En nou vier hulle die Pasga, die tweede militêre menslike dom ding om te doen. Eerste die besnydenis en nou vier hulle die Pasga. Ek wil nie na die politiek verwys nie, maar dit is vir my opmerklik dat op Israel se heilige dae, wanneer hulle besig is met aanbidding, dat hulle dan aangeval word. En dat sekere van hierdie aanvalle spesifiek op sulke dae plaasvind, wanneer hulle besig is met van hulle godsdienstoefeninge, want dan is hulle meer weerloos as 'n ander tyd. En ek het daar 'n fotootjie gekry op die internet van die vlaktes van Jerigo, waar hulle besig is op die oomblik met uitgrawings, en die mense wat in hierdie oudhede werk, hulle is op hierdie gebied besig om daar te ontdek en te soek na sekere van die voorwerpe wat daar begrawe kan wees. Levitikus 23 vers 5.
in die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand is die Pasga van die Here. Dis weer vir my so opmerklik, dat in die aand word die Pasga van die Here gevier. Die Here begin elke keer met 'n nuwe dag in die aand. En dit is vir my kenlik, dat dit hier weer so genoem word. En tweedens hier met hierdie Pasga-viering, dink hulle weer terug aan die aand wat hulle in Egipte was, waar hulle die bloed aan die kosyne van die deur gesmeer het, waar hulle daai nag gaan slaap het, en geweet het dat die doodsengel hulle sou oorslaan. Deuteronomium 16 vers 4. En daar mag by jou 7 dae lank geen suurdeeg in jou hele grondgebied gesien word. Ook mag niks van die vleis wat jy die eerste dag aan die aand slag, tot die môre toe oorbly nie. Jy mag die Pasga nie slag in een van jou poorte wat die Here jou God aan jou gee nie, maar op die plek wat die Here jou God sal uitkies om sy naam daar te laat woon, moet jy die Pasga slag in die aand teen sononder, op die tyd van jou uittog uit Egipte. Daar was baie spesifieke bevele wat gegee was, en reëlings en dinge wat hulle moes doen. En ek stel my voor, hulle moes daar die Pasga lam wat vooruitgewys het na Christus, moes hulle gereed hou, al daar voor die tyd, 'n lam sonder gebrek. Dit het die verlosser voorgestel. En omdat hulle dit moes slag en eet, moes hulle voor die tyd hout gaan haal het en hout reg gekry het om mee vuur te maak. En in 'n bygaande fotootjie daar, wat ek geneem het van 'n droë boom met sonsondergang, so die son ook daardie Pasga aand in Egipte ondergegaan. En in 'n simboliese sin vir Egipteland het die son ondergegaan, maar vir God se volk het 'n nuwe dag met sononder begin. Deuteronomium 11 en vers 26. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel. En die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het. In hierdie paar versies is die hele evangelie opgesluit. Ons het 'n keuse. Die seën en die vloek word vir hulle duidelik voorgehou. Dis nie God wat kies nie. Ons verstaan dit baie keer verkeerd, dan blameer ons God. Dis ons eie keuse. Vers 29. As dan die Here jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem, moet jy die seën op die berg Gerizim lê en die vloek op die berg Ebal. Lê hulle nie oor kan die Jordaan agter die pad in die weste, in die land van die Kanaaniete wat in die vlakte woon, teenoor Gilgal, by die terpentynbome van More nie? Ja, so gee die Here vir hulle baie duidelike bevele en riglyne. En hulle het 'n keuse om gehoorsaam te wees en voorspoedig saam met die Here te werk. Deuteronomium 27 vers 2 sê, En die dag as jy deur die Jordaan gaan, in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy vir jou groot klippe oprig en dit met kalk bestryk. En jy moet as jy oortrek daarop skrywe al die woorde van hierdie wet, sodat jy kan kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, 'n land wat oorloop van melk en honing, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het. Nou hierdie riglyn wat die Here hier vir hulle gee, dat hulle van die groot klippe moet neem en God se wet daarop moet skryf. Hierdie is ook 'n teken, want die omringende nasies het hulle kanse gehad
Maar hier kry hulle nog 'n kans om te sien hoe die Here werk, hoe hy lei, wat sy wet is. En hulle het van al hierdie dinge te wete gekom. En daar's 10 teen 1 van hulle wat daar verbygeloop het en gesien het wat daar geskryf staan. En die Israeliete moes sien wat daar verbystap. Vers 4 sê, as julle dan oprig en jy moet dit met kalk, as julle dit dan deur die Jordaan trek, moet julle hierdie klippe waaromtrent ek julle vandag beveel op die berg Ebal oprig. Nou die berg is hoog en nou kan almal dit sien. En jy moet dit met kalk bestryk, so mense kon wys, dit is wat God beveel het. En jy moet daar vir die Here jou God 'n altaar bou, 'n altaar van klippe. Jy mag geen yster daaroor swaai nie. Die klippe, soos hulle uit die grond kom, is wat die Here gesê het hulle moet gebruik. Daar moet nie mense aksies en buitels en saa en dinge by betrokke wees nie. Ons kan niks reg doen nie. Van die ongekapte klippe moet jy die altaar van die Here jou God bou. En jy moet daarop brandoffers bring aan die Here jou God. Hierdie toewyding, eerstens die besnydenis, tweedens die Pasga, derdens hierdie altare wat gebou moet word om sy naam groot te maak. Lees vir ons vers 7. Ook moet jy dankoffers slag en daar eet en vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God. En dan sê vers 8. Jy moet op die klippe baie duidelik skryf al die woorde van hierdie wet. En om die wet na te kom, is 'n feesviering, is 'n vreugdevolle geleentheid. Dit is nie 'n lang gesig, 'n lys van moets en moenies nie. En op die bygaande foto daar, wys Rebecca met haar vinger daar na die rotstekeninge op daardie massiewe groot klip, sodat mense dit van ver af kan sien. En jy kan nader stap en gaan kyk wat die mense, die inboorlinge van daai gebied destyds daar geteken of geverf het. Deuteronomium 27 vers 9. Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel toegespreek en gesê, wees stil en luister, o Israel. Vandag het jy die volk van die Here geword. Daarom moet jy na die stem van die Here jou God luister en sy gebooie en sy insettinge volbring wat ek jou vandag beveel. Hierdie woorde is so vol emosie en betekenis. Die Here sê daar vir hulle, vandag het jy die volk van die Here geword. Uit Egipte land, oor die Jordaan, met al die ryk betekenis daaraan, uit jou sondige lewe, gedoop, afgewas, alle sonde, ingebring in die land van die Here, die land Kanaan. Daarom moet jy na die stem van die Here jou God luister. En God se stem, sy woord, is vas. Dit verander nooit nie, dis ewig, dit bevat waarheid. Jesus het gesê, daar staan geskrywe. En sy gebooie en sy insettinge volbring wat ek jou vandag beveel. Dit is so behoudende, bevrydende sekuriteitsverklaring wat hier gegee word. En nou vra ek 3 vrae hier. Die eerste een is, hoe hoor ons God se stem? Hoe hoor ons God se stem? En dan dink ons, en ek sê vir u, waar dwaal my gedagtes? Waarmee is my gedagtes besig? En die antwoord, ook in die vorm van 'n vraag, lees ek sy woord? Is my gedagtes besig met sy woorde? Nou, ek hoef nie met die Bybel rond te loop die hele dag nie. Maar as ek met stilte tyd 'n versie of 2 of 10 of 'n hoofstuk gelees het,
En daardie onderwerp is my bepeinsing gedurende daardie dag. Dan is ek besig om te luister na die stem van die Here. Tweede vraag. Waardeur praat hy met ons? Wat gebruik die Here om met ons te praat? Nie ons aardse stelsels nie. Party mense moet jy skree voor hulle hoor. Party moet jy hom kry dat hy jou in die oë kyk voor hy hoor. Ons kinders was, het my pa gesê, jou ore sit aan jou bas, en dat hy vir ons 'n pak slaag gegee, en dan het ons geluister. Maar waardeur praat God met die mens? Hy praat met hom deur daardie 5 sintuie. Deur dit wat jy proe, ruik, hoor, sien, en waaraan jy kan vat. Daarmee praat hy met jou. En dan kan ek ook hierdie sy stem deur geloof herken, want ons brein doen daai werk. Hy praat met ons deur ons sintuie. En daarom vra ek, bepeins ons Jesus se lewe. Met ander woorde, dat ek, wanneer ek dit in my gedagtes rondmaal, wat ek nou net gelees het in Lukas of in Johannes of waar ook al, dat ek daar die toneel beleef, dat ek daaraan vat, dat ek het sien, dat ek hoor, dat ek selfs ruik en smaak, hoe hierdie waarhede proe, waar hy die broodjies vermeerder in die vissies, proe ek daar die soutvissie, daar wat in die see van Galilea gevang was, en wat die kind daar vir Jesus gegee het om te vermeerder. Derde vraag, hoe sensitief is ons vir sy stem? En dan vra ek myself af, let ek op, terwyl ek besig is met my werk, dat hy met my praat? Hoe let ek op? Kyk ek, luister ek na sy skepping? Jy kan selfs aan 'n blom ruik, jy kan van die vrug eet, jy kan daaraan vat. Met ander woorde, die 3 vrae, hoe hoor ons God se stem? Waardeur praat hy met ons, en hoe sensitief is ons? En as ons dit saamvat, is my gedagtes kan gedurig besig wees met ewige dinge. Ons sintuie moet geheilig wees aan die Here, en dan moet ons sintuie waarneem, dit wat ons Skepper vir ons gegee het. En wanneer daai dinge in ons gedagtes is ons besig om te groei, om meer en meer, soos Jesus te dink. Is 'n afskrif van sy wet, van sy liefdesreëls om ons te beskerm en te verhef in my hart geskrywe, met groot letters. En is ek daardie monument wat hy opgerig het in my samelewing vir hom? Die bygaande foto sien jy daar baie duidelik die Voortrekker monument. Dit is 'n massiewe monument, en dit is van klip gebou. Baie monumente is van klip gebou. En daardie monument getuig elke greintjie daarvan, van hoe die Here 'n volk gelei het. Nie deur Josua nie, maar verskillende ander leiers en mense. En ons kan daarna kyk, nie om die monument te vereer nie, nie om 'n datum te vereer nie, maar ons kan daarna kyk as die Here wat ingetree het vir die mens. Lees vir ons Josua 8 vers 32. En daar het hy 'n afskrif van die wet van Moses op die klippe geskrywe, wat hy geskrywe het voor die oë van die kinders van Israel.
terwyl die hele Israel met sy oudstes en die opsigters en sy regters aan weerskante van die ark staan, teenoor die Levitiese priesters, die draers van die verbondsark van die Here, die vreemdeling sowel as die kind van die land, die een helfte daarvan teen die berg Gerizim en die ander helfte daarvan teen die berg Ebal, soos Moses die knegt van die Here tevore bevel gegee het om die volk van Israel te seën. Hierso is al die belangrike mense bymekaar, tot die regters is daar, die priesters is daar, en almal voor die volk word hierdie dinge gedoen. Die keuse van die pad wat lei na die lewe, of die pad wat lei na die dood. Vers 34. En daarna het hy al die woorde van die wet voorgelees, die seën en die vloek, net soos dit geskrywe staan in die wetboek. Daar was geen woord van alles wat Moses beveel het, wat Josua nie voorgelees het voor die hele vergadering van Israel, met die vroue en die kinders en die vreemdeling wat onder hulle saamgetrek het. Almal, niemand word uitgesluit nie, is hierby betrek. Elke mens wat nog ooit op hierdie aarde geleef het 'n vrye keuse, of hy God wil dien en die seëninge wil erf, en of hy ongehoorsaam wil wees en sy eie pad wil volg. Deuteronomium 4 vers 31. Want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders, wat hy julle besweer het, nie vergeet nie. In my gedagtes dit nou, terwyl Rebecca dit lees, gegaan na die man wat sy eie kleed aangetrek het, na die bruilofsmaal. Christus voorsien daai kleed vir ons. Daar in Josua se tyd het die engel van die Here geveg vir hulle. Dink aan die teks wat ons gelees het, dat die perdebye God se wil uitgevoer het. Hy tree vir ons in, hy is 'n barmhartige God wat vir ons sorg. Deuteronomium 6 vers 12. Neem jy dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het nie. Met ander woorde, hier betrek hy weer ons gedagtes. Ons moet nie vergeet nie. Ons moet dit in gedagte hou. En dan op die monumente wat ons in ons lewe het, ons kan ook sê, die mylpale wat ons in ons lewe bereik het, die hoogtepunte in ons lewe, moet duidelik wees. En wanneer ons sekere voorwerpe in ons huis aanhou, nie net 'n blompot wat mooi lyk nie, maar dat ons dingetjies koppel aan hoogtepunte in ons lewe en dit sigbaar voorstel, dan sal dit ons gedagtes prikkel om meer aan die Here te dink. Vers 11. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie. En as iemand dit naslaan, dit was in hoofstuk 8 gewees, hoofstuk 8 vers 11. Die Here sê weer onthou, en Exodus 20, daar een teks wat sê gedenk die Sabbatdag, dit moet ons onthou. Dit is tyd wat ons met ons Skepper deurbring, sodat ons sy liefdesdade nie vergeet nie. Die mens is uit die stof van die aarde geneem, né? Hy is geskep, en dit is interessant om daarop te let, hoe rotse met 'n mens se hart praat. Dit waarvan ons gemaak is. Moses sien die Here in die skeur van die rots, en hy sien hom van agter, en hy besef dat hy 'n barmhartige, groote, liefdevolle God is. Berge is vir ons 'n simbool van God se ewige krag, dat hy nie verander nie, en dat hy groter is as die mens. Sy gebooie is op klip gegrafeer deur sy eie hand. En dan dink ons in Daniël 2 aan die rotskoninkryk,
Die rots wat die beeld van wat deur menshande gemaak is. Maar daai klip tref die rots aan die voete en verbrysel dit tot dit fyn stof is. En God se ewige koninkryk, wat deur die klip voorgestel word, groei tot in alle ewigheid. En hier het ek 'n foto bygesit van Helderberg, en hier van Meerstellenbosch se kant af kan jy daar die 4 pieke sien. Ek dink dit is van Helderberg Village se kampus afgeneem. Daar kan jy die eerste, tweede en derde, die sentrale pieke en dan ook 4de piek sien. Soos hulle dit noem, die koepel, the dome in Engels. En ek het die voorreg gehad om meer as een keer daar die pieke te stap tot op 4de piek. Ek het een nag ook op 4de piek geslaap. Stoksiel alleen. Daardie nag was 'n besondere nag. Het was asof die Here nader was en hy met mens gepraat het. Deuteronomium 14 vers 2. Want jy is 'n volk, heilig aan die Here jou God, en jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. Besef ons wat hierdie teks sê vir jou. Die Here het jou gekies. En hy praat hier met jou, of jy 'n Japanees, of 'n Spanjaard, of watter nasie jy ook al is. Hy sê hier, jy is 'n volk heilig aan die Here jou God. En jou het die Here uitverkies. Hy kies elkeen van ons, maar kies ons hom? Dit is die vraag. Om sy eiendomsvolk te wees. 1 Konings 17 vers 38. En die verbond wat ek met julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie. En julle mag ander gode nie vrees nie. Dit is so duidelik, enige kind kan dit verstaan. Dit is eenvoud en duidelik. Josua 18 vers 1. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel in Silo byeengekom, en daar die tent van samekoms opgeslaan, aangesien die land voor hulle onderwerp was. Maar daar was onder die kinders van Israel nog 7 stamme, oor wie se erfenis hulle nie verdeel het nie. So eerste dinge eerste, ons het met Matteus 6:33 begin. Die volk is in 'n spesiale seremonie deur die besnydenis aan God gewy. Elke soldaat wat sou optree, sou in die naam van die Here optree. En dan tweedens het hulle die Pasga gevier. Hulle het uitgesien na 'n verlosser. Die lam het gewys op Christus, op sy bloed wat ons dek en ons sondes. Hy het ons sondes gedra. En dan het hulle monumente gebou om ons te herinner aan God se liefde. En nou rig hulle die tabernakel op om die Here te dien. Dit is vir my pragtig hoe eerste dinge eerste kom. Hebreërs 6 vers 19. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Nou hier is 'n kosbare teks, een van my geliefde tekste in Hebreërs. Waar is ons anker? Ons anker, kan ons in moderne taal sê, is in die kerk. En waar in die kerk, het sê hierso, wat ingaan tot binnekant die voorhangsel, met ander woorde, in die allerheiligste plek, is ons anker in die allerheiligste. En wat vind ons daar? Die wet van God. In die wet van God is sy karakter word daardeur voorgestel. Daar is dit geanker. Hebreërs 9 vers 11. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter
tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed. Eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Nou daar's dalk van ons kykers wat nie besef wat hier staan nie, maar die hele studie van die heiligdom, hoe hulle hierdie gebou het, met die buitehof, waar hulle die diere geslag het en op die brandofferaltaar geplaas het, wat die kruis van Jesus voorgestel het. En dan is daar die waskom waar die priesters hulle hande en hulle voete gewas het, wat ook kan dui na afwassing van sonde. En dan as jy inkom in die eerste langer vertrek, so min of meer tafelvormig, aan die regterkant is die tafel van toonbrode. Christus sê, ek is die brood van die lewe. En daar lê 6 broodjies op mekaar, sulke plat broodjies, en dan nog 'n hoopie van 6. Dit is my so pragtig. As jy dit skryf op 'n skets, dan staan daar nie 6 plus 6 nie, daar staan 66, wat dui op die woord van God op die Bybel, wat 66 boeke bevat. En dit is die skrif. Jesus het gesê, daar staan geskrywe en Satan moes wyk. God se woord staan vas. En aan die linkerkant is die kandelaar, wat lig gegee het in daai goue glans, wat die hele vertrek vervul het. Christus is die lig van die lewe, 1 Johannes 1 vers 5. Hy is God is lig. En ons, Matteus 5, is ook die lig, wat daai lig moet weer kaats. En dan gaan jy deur by die wierookaltaar, wat die gebede van die heiliges voorstel, na die allerheiligste toe, waar God se troon is. En hierdie hele stelsel wys op Jesus, wat gekom het, om sonde weg te neem en om ons te verhef. En hy het nie as hoëpriester in hierdie aardse heiligdom ingegaan nie, maar na sy kruisdood, 40 dae daarna, toe hy opgevaar het na die hemel, het hy die hemele betree en die hemelse heiligdom binne gegaan, om daar vir ons as hoëpriester in te tree, om werklik ons sondes daar te bely. Die skape en die bokke was 'n simbool van die getroue belydenis van die Israeliete, maar dit kon nie hulle sonde wegneem. En daar in 1844, volgens Daniël se profesie, van die 2300 aandes en môres, het Christus ingegaan agter die voorhangsel en tree hy vandag in. Die boeke word geopen in die hemel en daar word hulle wat in die Here gesterf het, geoordeel deur die hoëpriester. En wanneer hy daar klaar is met daardie werk, soos wat hier in Hebreërs vir ons gesê word, tree hy uit, die genade deursluit, die pla, die 7 laaste pla val op hierdie aarde, en Christus kom weer. Ja, laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig, wat wys op die ou stelsel, die seremoniële stelsel, maar ons harte deur sy bloed gereinig, van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy, wat dit beloof het, is getrou. Jy weet, hierdie ankerverse is so belangrik, dat ons dit lees, bestudeer, bepeins en verstaan, want die Heilige Gees sal dit vir u duidelik maak, en u sal 'n inwendige krag en sterkte ervaar, sekuriteit ontwikkel, wat in God gesetel is, en nie in wapens en menslike idees nie. Openbaring 21 vers 3 is so 'n mooi vers.
En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hier op aarde gaan ons na 'n kerk toe. Maar in die hemel gaan ons nie na 'n kerk toe nie. Wat bedoel ek daarby? Ons soek na God hier op aarde, dan gaan ons kerk toe. Maar in die hemel gaan ons na Jesus toe. Hy wil by ons kerk hou, om dit so te stel. Hy is die einddoel van die skrif, waarna ons smag. 'n verhouding met Jesus, deur hom te loof, deur hom te aanbid. Dit is kerkhou in die hemel vir ons. En in die laaste foto daar, sien jy 'n monument daar van Paul Kruger. Die mense kan daai aan 'n monument beskerm, bou en dalk aanbid, maar ons gaan nie die monumente in ons lewe aanbid nie. Monumente in ons lewe wys as simbole na Christus. Hy alleen is ons aanbidding waardig. Al die monumente wat ons in ons lewe het, wys ons na God. En dan vra ek die vraagie, is ons in ons harte besny? Met ander woorde, is ons toegewy aan die Here? Is die stilte tyd elke oggend vir ons kosbaar, waar ons die verbondsverhouding van ons met God hernie? Tweedens, vier ons die Pasga, dink ons oor Christus se offer vir ons, en sien ons uit om daardie hande te sien, en aan hulle te vat, wat vir ons die spykersgifmerke dra. En dan derdens, sal ons as mense die monumente van sy moeitevolle arbeid wees, wat hemel toe gaan, sy heiliges, wat hom loof en eer. Watter keuses maak u langs die pad, op pad huis toe vandag? Kom ons bid saam. Here, daar gaan net een keuse wees wat tel, dat ons name in die boek van die lewe geskrywe sal staan, en bedek is al ons sondes met die bloed van die kruis, en ons vind ons redding in Jesus en hom alleen. Ons loof U, ons dank U, waar U nou vir ons intree in die hemel. Amen.